Goeiemôre, dit is donderdagoggend, die 8ste Mei 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle daaraan dat daar nie vanaand 'n bosberaad uitsending is nie as gevolg van die Chris Wyatt gespreksforum wat ons het hier in Appington. Maar dat ek vir die gereelde kykers wel 'n uitsending sal skeduleer van ons besoek toe ons in Natal was, 'n verskeidenheid van plekke daar, waar julle dan na daardie gesprek ook kan luister. Dan is dit so dat ek sal hierdie kampvoer stories van my en Chris Wyatt sal ons met 'n video masjien opneem. Ons sal dan dit later oor die naweek, sal ek dit dan ook aan almal beskikbaar stel om na te kyk. Dit is vir my baie moeilik om te verstaan hoekom kyk 'n persoon na hierdie kanaal as sy enigste doel is om dit af te breek. As sy enigste doel is om kritiek te lewer, lelike slegte kritiek te lewer, hoekom kyk hy na die kanaal? Nou, ek sê altyd, maak jou eie kanaal oop en bevorder jou eie idees, jou eie planne op jou eie kanaal en nie op myne nie, want niemand word verplig om hierna te kyk nie. Want ek wil net vir julle herinner daaraan dat ek probeer objektief kyk na alles wat in die wêreld aangaan, alles wat moontlike invloed op ons toekoms hier in Suid-Afrika kan hê. Suid-Afrika alleen is nie genoeg om op te fokus om met redelike akkuraatheid uiteindelik te kan sê wanneer ons in 'n staat van geweld inbeweeg nie. Dis baie belangrik om die eksterne faktore met julle te bespreek en daaroor te praat sodat almal dit mooi kan verstaan. Want dit is uiteraard meestal mense wat van buite na binne kyk, wat die beste raak sien, hoe die situasie in Suid-Afrika agteruit gaan, hoe dit versleg en hoe dit die omstandighede agteruit gaan en hoe die veiligheid van die land in die gedrang bly. Nou, ek verwys hierso spesifiek na Dr. Gregory Stanton, 'n voormalige anti-apartheidsaktivis. So hy was teen die nasionale partyregering voor 1994 en definitief was hy pro-ANC. Maar deesdae is hierdie Dr. Stanton, is hy 'n lid van die Genocide Watch in die wêreld, wat volksmoorde dophou of potensiële volksmoorde dophou en in 'n poging om dit dan ook te kan voorspel wanneer dit gaan gebeur. Hy het onder andere die Rwandan volksmoord het hy korrek voorspel, want hy gaan kyk selfs van die tyd van Hitler se Duitsland, Servië, 'n klomp verskillende plekke gebestudeer waar volksmoorde in die verlede plaasgevind het. En daarvolgens het hulle 'n sekere skaal ontwikkel, 'n skaal van 1 tot 10. 1 waar daar die laagste gevaar is van potensiële volksmoord en 10 dan natuurlik 'n situasie waarbinne volksmoord reeds plaasvind. Nou volgens hom waarsku hy dat Suid-Afrika tans op fase 8 van 10 vir volksmoorde is. 8 uit 10. Hy voorspel dat hierdie voortdurende verkondiging, blamering vanaf openbare platforms uiteindelik sal lei
tot 'n volksmoord in Suid-Afrika. Hierdie hele ding van skuld gee, sleg sê, waar die polarisasie vererger word deur die uitsprake. Hy gebruik ook grondonteeneming sonder vergoeding as 'n eskalasie tot volksmoord. Die BEE sê ook is deel van die groeiende bedreiging wat uiteindelik kan lei tot 'n volksmoord in Suid-Afrika. Wat egter ontstellend is die feit dat hy sê ons staan reeds op fase 8. En fase 8 volgens hom is die voorbereidingsfase voordat hierdie volksmoord sal plaasvind. Hy sê nou op hierdie stadium is die mense wat hierdie goed opstook, dit aanvuur, verdere verdeling veroorsaak, is besig om voor te berei vir dit wat hulle beoog moet uiteindelik gebeur en wie is die verlangde teiken in sodanige volksmoord. En dit word gedoen deur die blaam te vestig, apartheid te blameer, kolonialisme te blameer vir al die foute wat daar bestaan, al hierdie dreigemente van die EFF se kant af, dit alles dra by in 'n verhoging van die vlagwapensverkeer. En dit was vir my net interessant om te sien hoe naby dit wat ek nog die hele tyd sê en dit wat Dr. Stanton sê, hoe naby dit aan mekaar is en hoe goed dit korreleer met waarteen ek dan ook al geruime tyd waarsku. Ek gaan net vir julle so 'n klein gedeeltjie wat hy sê. Ek gaan nie die hele video wys nie, want dit is 'n 10 minute video, maar in die aard van die saak self. First of all, remember that we're all human, and that is the key fact about us. And so anytime you make these racial distinctions, you are dividing up the unity of the human race. Some people say that the big mistake people make about race is to think there's more than one. We are really all human first. And whenever I fill out forms, even in the United States, and we've still got these forms in the United States, where they ask you, what is your race? I just say, human. I remember that was also true here in South Africa, and of course they used to really laugh at me when I would cross the border from Swaziland into South Africa, because that's what I did then too. I would just say human. But it is my belief, I think that it is our ultimate characteristic in the sight of God. And I believe that is really what we need to remember always. The next stage is polarization, in which you try to portray the people who are not with you as somehow being against you, as being your enemies, in which you portray the moderates, for example, the Democratic Alliance or other people like that, as somehow being also the enemies. That is where we have classified South Africa right now as a polarized society, one that is still racially polarized. Yesterday I was really struck that at a conference of the F.W. de Klerk Foundation, in which the F.W. de Klerk Foundation had invited representatives of the ANC to attend, not one person from the ANC attended. En daar het julle gehoor waar hy sê dat ons is verby die polarisasiefase en ons is nou in die voorbereidingsfase. En dan wys hy daarop dat die feit dat die ANC byvoorbeeld nie die uitnodiging na 'n Nobel Vredespryswenner se funksie uitgenooi word nie, sê vir jou van die groot mate van verdeeldheid wat daar tans bestaan. Nou ek steur my nie veel
aan die F.W. de Klerk Stigting nie, maar vir mense in die buiteland is dit opvallend hoe die gesindheid oor die afgelope 30 jaar verander het. En ons mense bly blind en wil nie glo dat dit gaan gebeur nie. Dr. Stanton was uitgelag deur die pers, die liberale pers. Hulle het 'n bespotting van hom gemaak, omdat hy gesê het, daar gaan 'n volksmoord in Rwanda uitbreek. Wat toe gebeur het? Die pers het nooit om verskoning gevra of erkenning gegee aan die feit dat hy reg was nie. En wat nou, as hy hier reg is, dan bly daar maar net een vraag vir ons oor, wat ons vir onsself moet vra. Hoe ver is ons weg van 10 af? Hoe ver is ons weg van 10 af? Hoe lank tot ons by fase 10 in hierdie volksmoord gaan kom? Want ons staan nou op fase 8. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels dan môreoggend weer met julle en julle moet 'n lekker dag hê en staan sterk, dink oor hierdie dinge, sorg dat jy voorbereid is, sorg dat jy reg is, die dag as hierdie dinge wat Dr. Stanton voorspel waarheid word.